Goeiedag en baie welkom hier saam met ons by ons oggendoordenkings. Ons kyk hierdie week, ons is besig om te kyk na die woordeskat van volgelinge van Jesus en die belangrikheid van die woorde spreek Here, u diensknegt luister. Hoe oop is jou ore? Hoe luister jy na die stem van die Here? Hoe hoor jy God se gedagtes, se hartklop, se begeertes, se wysheid, se raad na jou toe? Hoe goed hoor jy? Dis waarmee ons besig is. Ons kyk hier in Hebreërs 3 na 'n paar beginsels wat ons kan help. Hebreërs 3 vers 13 sê hy: "Julle moet mekaar van dag tot dag aanspoor." Ja, solank as wat die vandag nog bestaan, om te keer dat een van julle deur die verleidelikheid van die sonde verhard word. Nou wat hy hier sê, baie iets wat ons gister ook gekyk het, né? Van hoe is jou gesindheid en hoe kan ons mekaar help om 'n regte gesindheid te bou? Nou wat hy hier vandag sê is ons moet mekaar elke dag aanspoor. Vandag is wat vandag is, moet ons mekaar aanspoor en dan hierdie woorde om nie te verhard in die sonde nie. En daar's weer iets van wat ons oor gepraat het. Hoe oop is jy dat vriende, mense met jou kan praat? As hulle sien jy begin 'n patroon van sonde, 'n ritme van sonde in jou lewe en iemand kom praat met jou, hoe oop is jy om na hom te luister wanneer hy jou wil help uit hierdie sonde uit? Maar ek wil meer uitkom by die laaste gedeelte, want daar's iets van 'n verleidelikheid van die sonde wat jou hard maak. Een van die grootste redes waarom ons nie kan sê spreek Here, u diensknegt luister nie, is juis as gevolg van sonde. Jy sien die effek van sonde het baie kante. Een kant is dit maak jou hart, dit maak jou ore doof en jy's vasgevang in 'n lus en 'n begeerte en in 'n sekere rigting van lewe, maar is ook iets van dit lig skuldgevoel by jou. En jy wil nie sê spreek Here, u diensknegt luister nie, want jy's bang alwaaroor die Here gaan praat is oor jou sonde. So aan die een kant maak dit jou doof, aan die een kant demp dit jou vermoë om te hoor, aan die ander kant demp dit jou begeerte om te hoor. So dit het hierdie effek op 'n mens. Sonde het hierdie effek op 'n mens van dit maak jou ore net toe, jou geestelike ore, jou hart wat moet hoor wat die Here sê. En dan hierdie skrif wat net sê Vandag as jy sy stem hoor, vandag as ons mekaar sien. So die verandering moenie môre kom nie. En baie keer as ons sit met sonde wat ons blaatant doen en wat ons weet verkeerd is, dan stel ons uit sê nog net een keer, ek wil nog net een keer. En maandag gaan dit stop of volgende week gaan dit stop of ek moet iewers my lewe regkry. Hy sê, hoekom doen jy dit nie net vandag nie? Vandag sê, spreek Here, u diensknegt luister. En stop vandag met sonde wat jou doof maak, wat die vermoë wegvat om na God se stem te luister. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, hoeveel keer is ons so hardkoppig om nie u stem te hoor nie. En soveel keer is dit net sonde se skuld, die feit dat ek nog hierdie sonde wil doen, na vandag, na môre, na die naweek, wil ek weer en weer daai sonde doen, en daarom wil ek ook nie u stem hoor nie. En ons kom vandag en ons sê, vandag Here, wil ons stop daarmee, want ons begeer om u stem te hoor. Ons wil sê, spreek Here, u diensknegt luister. Dankie daarvoor, in Jesus naam, amen.